Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 147 of the Afrikaans reading of the Holy Quran, the Heilige Quran. The Heilige Quran is by Imam M.A. Baker. May Allah subhanahu wa ta'ala reward everyone, Imam Baker, his family, the publishers, the proofreaders, all of those, the financiers, all of those who have produced this wonderful book for free distribution and availability. Ameen. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful, in die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Episode 147, hoofstuk 7, die verhewe plekke. Surah 7, Surah Al-Araf. Afdeling 10 van hoofstuk 7, Salih en Lot. So ons het eers Noah gesien, die boodskapper Noah, die profeet Noah alayhi salam. Dan is daar die profeet en die boodskapper Hud alayhi salam. Dan is die profeet en boodskapper Salih alayhi salam. En dan is die boodskapper en profeet Lut alayhi salam. Reg? En na Thamud het ons hul broer Salih gestuur. Hy het gesê, o my volk, aanbid Allah, julle het geen ander God buiten hom nie. Duidelike bewyse het inderdaad tot julle gekom. Dit is die kamelen van Allah, 'n teken vir julle. Laat haar daarom op Allah se aarde wy en doen haar geen leed aan nie. Anders sal 'n smartlike straf julle oorval. Kameel, die camel van Salih, reg? Die kameel van Salih is 'n teken van Allah, reg? En onthou julle hoe hy na Ad julle as opvolgers aangestel het en julle in die land gevestig het. Julle het paleise op die vlaktes gebou. Onthou daardie mooi plekke daar in Jordan en al die plekke, mooiste huise in die berge. Julle het paleise op die vlaktes gebou en julle het die berge uitgehol vir huise. Dink daarom aan die gunste van Allah en verrig geen verderf op die aarde nie. Die verwanderleiers van sy volk het aan die gelowiges, wat deur hulle as swak beskou is, gesê, weet julle waarlik dat Salih deur sy Heer gestuur is? Hulle het geantwoord, ons glo waarlik in dit waarmee hy gestuur is. Die wat aanmatigend was, het gesê, voorwaar, ons glo nie in dit waarin u glo nie. Toe het hulle die kniesening van die kamelen afgesny en teen die gebod van hulle Heer gerebelleer en gesê, o Salih, laat u dreigemente oor ons neerkom, indien u 'n boodskapper is. Toe het die aardbeweging hulle oorweldig en hulle was beweginglose liggame in hul huise. Toe het Salih hom van hulle weggedraai en gesê, o my volk, ek het julle die boodskap van my Heer gebring en julle goeie raad gegee, maar julle het die goeie raadgewers nie lief nie. En Lot het ons gestuur, toe hy aan sy volk gesê het, julle verrig gruwels soos niemand ter wêreld voor julle nog verrig het nie. Waarlik, julle benader mans met welis in plaas van vroue. Julle is 'n
volk wat die perke oorskry. Die antwoord van sy volk was slegs: verdryf hulle uit die stad, want hulle is manne wat hulself rein wil hou. Remember, this is Sodom, die land van Sodom and Gomorrah, right? Gomorrah, okay? Die antwoord van sy volk was slegs: verdryf hulle uit die stad, want hulle is manne wat hulself rein wil hou. Dus het ons hom en sy volgelinge gered met die uitsondering van sy vrou, en sy was een van hulle wat moes agterbly. En ons het 'n reën oor hulle laat neergiet. Kyk nou, wat was die einde van die skuldiges? Dit is nou die Dead Sea, okay? 147, 148. Join me in the next episode, which is episode number 148 of the Heilige Quran. Please do not delay. Get your copies today. Contact the IDM 03130468883, IPCI 031306026 or 27, MJC 02168446006, Muhammad's Hardware 01237466102. This copy I got it from Jones, Yunus Musa Dada from Musa Insurance Brokers. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of them. Ameen. Ya Rabbil Alameen. Alhamdulillah Rabbil Alameen.